Goeiedag broers en susters, baie welkom by ons laaste dag van Pinkster. Dit is ons Pinksterfees en mag die Heilige Gees jou vandag opnuut vervul en jou opnuut nuwe inspirasie gee. Voordat ons uit die Here se woord uitlees, kom ons bid saam en kom ons vra die Heilige Gees om daardeur met ons te praat. Ons Here, ons wil graag vandag vir U baie dankie sê vir 'n baie geseënde week. Ons wil vir U baie dankie sê vir dit wat U in ons losgemaak het, dit wat U in ons aangewakker het, en al die troos en bemoediging wat U vir ons gegee het. Ons vra nou vandag dat ons deur U woord sal bou daarop, en dat ons dit saam met ons sal neem, en 'n verskil maak in ons gemeenskap. Amen. Ons lees vandag uit Johannes 17. Ons gaan die eerste vers lees, en dan van vers 11 tot vers 26. Dit begin op bladsy 130 in die Nuwe Testament. Jesus het hierdie dinge gesê, en toe sy oë na die hemel opgerig en gesê, Vader, die uur het aangebreek, verheerlik U Seun, sodat U Seun U kan verheerlik. Dan gaan ons na vers 11 toe. Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is nog in die wêreld. Ek kom na U. Heilige Vader, bewaar hulle wat U aan my gegee het in U naam, sodat hulle net soos ons een kan wees. Toe ek by hulle was, het ek hulle wat U aan my gegee het in U naam bewaar. Ek het hulle ook beskerm, en niemand van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word. Maar nou kom ek na U. Ek sê hierdie dinge terwyl ek in die wêreld is, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Ek het aan hulle U woorde gegee, maar die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle deur die waarheid. U woorde is die waarheid. Net soos U my in die wêreld ingestuur het, so het ek ook hulle in die wêreld ingestuur. En terwille van hulle heilig ek myself, sodat hulle ook deur die waarheid geheilig kan wees. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde in my glo, dat hulle almal een kan wees, net soos U Vader in my is en ek in U, en dat hulle ook in ons kan wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. En ek het die heerlikheid wat U aan my gegee het aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volledig een kan wees en die wêreld kan weet, dat U my gestuur het en hulle liefgehad het, net soos U my liefgehad het. Vader, ek wil hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my kan wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my van voor die grondlegging van die wêreld liefgehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar ek ken U, en hulle weet dat U my gestuur het. En ek het U naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde waarmee U my liefgehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Ons lees net tot sover. Mag die Here elkeen seën wat hierdie woord hoor, en ook daaraan gehoor gee. Ons het elke dag hierdie week gewerk met 'n lydende vraag, en vandag se lydende vraag is, wat is Jesus se gebed vir sy kerk en vir die wêreld? Partykeer as 'n mens 'n reeks of 'n sepie kyk, dan is die skrywers skelm. Dit was altyd inleiding, knoop of draaipunt, klimaks en ontknoping. Daar is 'n fees en die dorp hou 'n partytjie. Iemand word geskiet, die speurders soek die moordenaar, vang hulle en almal is verlig. Iewers in die loop van TV het 'n gewone storie verander. Nou is dit klimaks, ontknoping, dan 'n vinnige inleiding en die volgende draaipunt. Aksieheld Ampie begin met waar Ampie Arendse in 'n skietgeveg met die bende betrokke is. Hulle skop, skiet en timmer mekaar vir 3/4 van die episode. Die bende word gevang en almal is bly. Dan so in die laaste minuut van die storie word 'n ou tannie se juwele gesteel. Sien julle volgende week.
Gelukkig is die Bybel nie 'n TV-reeks nie. Dit het oorspronklik nie eers met hoofstukke of verse uitgekom nie. As ons regtig wil, dan kan ons die hele Bybel lees, van Genesis tot by Openbaring. Maar as die Bybel in episodes vrygestel was Johannes 17 een van daardie naal-buiter episodes. Die spanning loop hoog. Jesus se inhegtenisneming, Judas se verraad, die swepe, die kruis, dis alles naby. 'n Verbasende groot deel van die Johannes-evangelie word gewy aan Jesus se laaste gesprek met sy vriende. Van hoofstuk 13 tot aan die einde van 17 vind plaas daar by die nagmaaltafel. Dis 'n belangrike gesprek, want Jesus haal nou die oefenwielietjies af van die disippels se fietsse. Vir 3 jaar het die disippels agter Jesus aangeloop, soos 'n kyk en agter 'n hen aan. Nou staan Jesus op die punt van om weggeneem te word. So hy rus hulle toe vir oulaas. Met hierdie gebed wat hy vir hulle bid, sit Jesus die kersie op die koek. Hy het nou vir hulle alles gegee wat hulle moet hoor. Jesus dra dan sy vriende op aan sy Vader. Ons verwag dat Jesus vir hulle sal bid, vir wysheid, braafheid, vryheid of selfs vir oorwinning. Tog bid Jesus in die eerste plek dat hulle een sal wees. Jesus bid vir hulle eenheid en vir hulle liefde. Nie sukses nie, nie wraak nie, nie eens oorwinning nie, maar liefde. Ons luister as het ware in op 'n gesprek tussen God en God self. Die verlosser is God en die skepper is God, maar daar is 'n gesprek. Ons sou kon sê dat die disippels alles kon vergeet, behalwe eenheid en liefde. Voordat Jesus uit die dood opstaan, is dit sy laaste wens vir sy disippels. Hoe ontstaan menslike organisasies? 'n Klomp van ons boere in dieselfde distrik, so ons stig 'n landbouvereniging. Ons gee mekaar raad en ons help mekaar. Ek en 20 van my vriende speel graag rolbal, so ons stig 'n rolbalklub. Nastasia en 'n paar tannies het baie wol, hulle hou van hekel, so hulle kom elke week by mekaar en stig 'n hekelklub. In menslike organisasies is daar menslike ooreenkomste wat ons lede maak. Ons is chommies, want daar is ooreenkomste en ons het dit in gemeen. Goddelike eenheid werk anders as dit. Die apostels was almal Joodse jong manne, ja, maar binne dit was hulle baie uiteenlopend. Petrus was geweldig hals oor kop en sy hart was dikwels te vinnig vir sy brein. Thomas was eerlik, reguit en logies. Johannes en Jakobus het die bynaam seuns van die donder gehad, want hulle was maar moeilik. Matteus was 'n tollenaar, waarskynlik 'n witboortjie misdadiger. Daar was 'n ander Simon, nie Simon Petrus nie, maar Simon die militante Seloot. En al wat hulle in gemeen gehad het, was hulle geslag en hulle kultuur. Jesus was genoeg om hulle saam te bind, om hulle lewenslange vriende te maak. Die eenheid wat daar is in die kerk, is geweldig kosbaar. Dis nie 'n eenheid wat ons self maak nie, maar dis een wat ons ontvang by God. Dis nie mensgemaak nie, maar goddelik. Jesus maak 'n ongelooflike stelling, onder andere in vers 21. Vader, maak hulle een, soos wat ek en u een is, dat die wêreld kan glo, u het my gestuur. Volgende week is Drie-eenheid Sondag. Ek gaan nie te veel op volgende week se preek se tone trap nie. Maar hier is klaar 'n drie-eenheidslens aan die werk. Nou moet ons mooi kop hou. Ons bely dat God een wese is, maar 3 persone. Die Skepper is God, Jesus is God, die Heilige Gees is God, maar ons aanbid net die een God. Jesus sê hy en die Vader is een. Ek hoop ons is nou nog by. Jesus bid nie vir sy disippels om een te wees, dat die wêreld kan glo dat hy Jesus hulle gestuur het nie. Hy bid vir hulle eenheid, dat die wêreld moet weet, dat God die Skepper vir Jesus gestuur het. Ek spot baie dat my en Nastasia se oudste diertjie Jack, sy ma se oë het en sy pa se hare. Hy het die mooiste groen oogies en sy pelsie is swart en met stukkies wit in, want ek is besig om grys te word. So die familietrekke is daar. Een van die sterkste familietrekke in die koninkryk van God is eenheid.
As Jesus se volgelinge met eenheid lewe, dan bewys dit Jesus se eenheid met sy Vader. Dis nie net belangrik vir ons eie getuienis dat ons met eenheid lewe nie. As ons verdeeld is en met onmin lewe, dan is dit 'n aanval op ons hele geloof. Ons sê God is liefde en ons aanbid God. So daar moet ons ook met liefde lewe. As ons sê Vader, Seun en Gees is een, moet ons ook een wees met mekaar. As ons nie daarvan oortuig is nie, moet iemand anders glo wat ons oor God sê. Kom ons vat 'n eenvoudiger voorbeeld. Wat as die Bybel net gegaan het oor die skoonheid van die kleur pers? God is pers, Jesus leer ons om pers te waardeer, die Heilige Gees leer ons om pers te dra. Nou sien die wêreld dat amper niemand in die kerk pers dra nie. Die logiese afleiding wat dan gemaak word, is nie dat die kerk se boodskap moeilik is nie, maar dat dit vals is. Ons verdeeldheid is tot skade van die evangelie. Maar dink met watter getuienis die kerk kan hê, wat in eenheid en liefde leef. Nie omdat ons oor alles saamstem nie. Nie omdat ons oor alles dieselfde dink en dit op dieselfde manier doen nie. Nie eers omdat ons moet nie, maar omdat ons wil, want dit is Jesus se wil vir ons. Eenheid is 'n verpligting, ja, maar dit is ook 'n geweldige geskenk. Dit is een van die beste ideale om na te streef, want dit maak alles makliker en beter. Moeder Teresa het gesê, daar is goed wat ek kan doen, wat jy glad nie kan doen nie. Daar is ook goed wat jy goed kan doen, wat ek glad nie kan doen nie. Dit wat die kerk doen, kan vergelyk word met die Olimpiese spele. Oor 2 jaar is dit weer tyd om ons beste baan- en veldatlete die wêreld in te stuur. Kom ons sê vir die afgelope 10 jaar, spandeer ons al ons hulpbronne net op gewig optel. Dis al wat ons doen. En ons manne en ons dames lyk intimiderend. Daar is nie 'n ons vet op daardie mense nie, elke spier bult, en dis net senings en are waar jy kyk. Ons stuur loshande, die 50 sterkste gewigoptellers die spele in. Die swakste een van hulle gooi 500 kg rond, asof dit 'n papierglas is. Ons kry goud in al die afdelings van gewigoptel, want ons is natuurlik die sterkste. Ons kry brons ook in die gewigstoot, boks en diskus, dis net hoe sterk ons is. Geen tegniek nie, net pietekrag. Maar wie van hulle gaan vir ons die 1500 meter hardloop? Wie doen teikenskiet en swem? Al ons atlete breek die paalspringpale in 2, so wie gaan dit doen vir ons? Die rondom onsself 'n grens op te stel. Kweek ons wel bo menslike sterk gewigoptellers. Ons meng net met ander gewigoptellers, ons praat net gimnasiumwerk. Maar ons ontneem onsself van die gawes wat daar by ander mense in oorvloed is. Ons loop die gevaar om onsself in die voete skiet, terwyl daar so 'n verskeidenheid rondloop. 'n Algemene beeld van eenheid in diversiteit is mense wat 'n motor stoot. Wie dink ons gaan 'n motor die gouste aan die gang kan stoot? 50 lidmate of 2 sterk manne? Ek weet eerlik nie, ek dink die sterk manne mag ons dalk nog hê, maar dis nog net een moontlikheid. Wie gaan die motor die gouste kan verf? 50 lidmate of 2 sterk manne? Wie gaan die motor die gouste verkoop? Wie gaan die motor die gouste kan regmaak? Daar's party take wat net 'n klomp mense die beste kan doen. En kerkwees is een daarvan. Daar's soveel gawes in die wêreld. Hoe meer ons ons grense oopmaak, hoe meer ons een is, hoe beter af is ons. Amen. Ons drie-enige Here, ons vra vandag vir U om ons te help om verby ons verskille te kyk en om ons gemeenskap en ons land in te gaan met die veronderstelling dat daar broers en susters is met wie ons baie lank terug gepraat het en wie ons nodig het. Hulle het ons nodig, maar ons het hulle ook nodig. Here, help ons om U eerste te stel
Want as ons die eerste stel, dan sal ons minder aandag gee aan wat mense sê, ons van mekaar af moet weghou. Here, help ons om 'n mag van versoening te wees in hierdie gemeenskap. Help ons om ons skulde en ons strydbyle neer te lê en om ons arms oop te maak vir nuwe mense. Here, ons vra dit in die naam van Jesus Christus, wie se wil dit is, dat die apostels en ook almal wat deur hulle tot geloof kom, die kerk vandag een familie sal wees. Amen.